In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. Baie welkom weer by In en Om. Ons kuier vandag in die Vleesbaai area. Ons is op 'n plaas met die naam van Misgunt. En dit is 'n wegbreekplaas met akkommodasie en 'n kampterrein waar families bietjie kan kom afpak en sommer net rustig en lekker wees. Ons is naby die strand, maar ons gaan later bietjie met die eienaar gesels dat hy ons bietjie meer vertel van wat presies kan 'n ou doen op hierdie plek. Break it down. Baie welkom hier by ons. Ek sit hier op 'n pragtige groot plaas met die naam van Misgunst. Saam met Rikkie, die eienaar. Rikkie, baie welkom saam met ons hier. Ja, dankie altyd. Ja, dankie. Die naam knoop my tong die hele tyd. Vertel ons bietjie meer van Misgunst. Ja, weet jy, daar's verskeie teorieë. Ek dink die mees waarskynlike ene is dat misguns is afgelei omdat dit baie warm raak in die distrik, veral hierso so Februarie en Maart. Ek dink dit is nog van Hollands af wat hulle praat, dit misgunst. Dit beteken ten gunste van die mis. Met ander woorde, die mis het in die guns van die plaas getel, omdat dit baie afgekoel het hierso en dan nou nie so vreeslik warm was nie. Die regte langnaam is Misgunst aan die Gouritsrivier. Omdat die Gourits is net hier agter, so soos die kraaivlieg, seker so 4 kilos van ons af. En die plaas is eintlik maar 'n gedeelte van die oorspronklike groot plaas Misgunst, wat dan nou 'n hele paar duisend hektaar was, wat nou maar onderverdeel het later van tyd in kleiner blokkies en die kleiner blokkies het later nou maar onekonomies geraak en is toe nou maar weer opgekoop deur van die mense wat nou aangebly het wat dit kon oorleef en goed en so aan. En hoe groot is jou julle stuk nou wat ons nou Ons bestaan op die oomblik uit 6 gedeeltes uit. Dit is seker so ongeveer so plus minus 1000 hektaar. Dis 'n pragtige groot stuk grond, maar wat vir my dierbaar is dat jy hier groot geword het, jou oupa en almal was hier so. Maar ek is net mal daaroor dat jy al wat die 4de, 5de. Ja, nee, ek is my kinders, kleinkinders, hulle moet so by die 7de geslag hier so wees. En dis nou maar volgens ou aktes en goed wat ek nou het en so aan. Maar die plek is bitter baie jare wat dit nou in ons familie in is. Ons noodwendig nie altyd in dieselfde ou huis daarbo gebly nie. My oupa hulle is byvoorbeeld het in die huis net voor ons gebly, maar dit is maar ons kolletjie waarin ons gebly het, Misguns, ja. En as ons nou kom kuier hierop met al julle, kom ons vra eers hoeveel eenhede het julle op die plaas? Julle verhuur die eenhede nou uit aan. Ja, ons het basies saam met ons het eintlik so 4 eenhede wat dan nou slaapplek het met kombuisies en goed aan. En dan dan het ons nou nog die kampeerplek en goeders ook nog. Dis nou waar jy jou karavaantjie kan gaan trek. Ja. Nou, baie van die ouers bring maar die kinders. Ek kan net dink hoe lekker sou my kind op kleins hier rondgehardloop het. Dit is nie skape en die beeste. Maar dan raak hulle verveeld. Wat anders bied julle vir die kinders of die jong mense aan as hulle nou hiernatoe sou kom? Wat anders kan hulle nog doen hier? Ja, jy vra nou 'n vraag en ek word net lag want iemand het eendag ook gekom hier op die vuur uit te vra maar hulle nou ry. Wat maak die kinders? Jy weet, jy's nou nie 'n mol gewees om te sê hoe jy sit hulle daar in die mors aan rapie. Dokters gaan speel iets, ek man. Soos wat ons moes doen. Hulle moet hom agter die kar aan daartoe of moet boom klim of iets so. Ek meen maar jy's iets skryf hulle besig te hou so. Exactly. Maar nee, jy's baie aktiwiteite aan. Ek meen vir mense wat nou liever so die buitelug, hier's nou veral vir jong mense, hierso is groot afstande waar jy gaan fietsry, nie net op die plaas nie, maar as jy nou vat hier's 'n verskriklike mooi area, as jy nou so vat langs Gouritsrivier op en selfs oor die rivier, is lang afstande waar jy op stil paaie kan gaan ry, goeie paaie wat jy kan 'n veilige paai waar jy gaan fietsry. Jy kan bitter ver ry en jy kan op 'n duil toe ry wat seker 40-50 km hiervandaan af is op stil paaie ry, deur plase ry. En dan is jy goed soos hengel en bietjie die hengel. Kom ons haak gou vas op die hengel. Daar's mense wat ver sal ry vir goeie hengel. Hoe is julle hengel hier? Is dit kry julle goeie visie? Hy is maar soos dit maar eintlik maar oral gaan.
Ja, nee, ag, dit hang af watter tyd van die jaar. Hy is nou weer goeie. Ek was nou gister by die see gewees. Ons nou nie ek weet of mense sien vis of sien vang daar nie of hengel nie. Maar hier is 'n oomblik verskriklike aktiwiteit in die see. Hier is groot reuse skole sardyne met roofvis agter hulle en agter hulle is nou weer dolfyne by die duisende. Dit is gister 'n behoorlike skouspel gewees om dit te kon sien. En dan sien jy ook nou verlede week iemand die 'n geelstert gevang. As die mense nou reg vir my gesê het, is dit 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord wat hulle van die kant af gevang het. Fransman soek vir al die punt voor. Dis maar al die jare is hy bekend vir sy hengel, jy weet, van 8 dae enigiets vang. Omdat dit is, jy weet, jy kan as jy 200 meter binne 200 meter van mekaar kan jy 'n vlakwatervis vang tot in baie diep water. So jy kan enigiets verwag om daar te vang, jy weet. So en dis bitter naby aan die van ons waar ons nou is af. So. En is julle oor die algemeen baie besig? Is julle voluit bespreek oor Kersfees? Is julle nog Ja, nee, besig of is dit nie? Nee, Hoe lank is seisoentye. julle al in die Ja, gang? nee, seisoentye, Paasnaweek en goed is ons regtig. Nee, dan is ons vol bespreek. Ek weet nie hierdie Paasnaweek maar in die verlede was ons maar vol. So mense moet maar bietjie vroeg genoeg Ja, maar nee, jy bel, moet kry maar jou voor- plekkie jy- vol. jy moet maar Julle het voor nie die tyd. so baie plek. Nee, ons het nie so baie plek en die naweke in die winter en goeters is 'n bietjie stiller nou, maar Dan kry julle 'n hier bietjie rus. Hier is maar hier is maar altyd mense wat kom navraag doen weet oor kampplekke en goeters. Gelukkig is my seun Andri en sy vrou Elana. Hulle is ook nou in die besigheid in en goed en hulle is eintlik maar die mense by wie hulle besprekings doen en goed en dan nou eintlik maar sorg vir die weet dit die plekke nou netjies gehou Ordentlik word lyk, en ja, skoon ja, is en ja. skoongemaak word en 'n boek te hou moet wie kom en wie kom Maar dis nie in. pragtig. Ja. Ek is regtig verbaas. Rikkie, maar verskriklik dankie vir jou tyd. Nee, man. dis reg so. En ons hoop julle word lekker oorval. Baie dankie Rikkie. Nou ja, daar het julle dit. Nog 'n lekker plek hier by ons waar julle kan kom afpak met ouma, oupa en die kinders. Hier is soveel plek en baie om te doen. En veilig, baie veilig. Ons gaan julle goed en ons sien vir julle 'n volgende keer. Totsiens.